Liesel de Lange is ons nuuspersoon van die week. Daar het ek nou 'n lekker galf gegaan oor ekonomiese groei statistiek of die tekort daaraan in Suid-Afrika. Goeiemôre ook aan jou. Baie dankie, Davie. En wat in die buiteland aan die gebeur is, veral in die Midde-Ooste, die gaan natuurlik 'n verdere groot impak hê op Suid-Afrika. Ongelukkig op die wêreldekonomie, 'n massiewe impak, en waar ons dalk op 'n stadium gedink het en waar Trump baie optimisties was dat dinge dalk redelik vinnig tot 'n punt kan kom, en dit hierdie week baie duidelik geraak dat hierdie konflik nog 'n rukkie langer gaan voortduur. En dit natuurlik het 'n massiewe impak op die olieprys en 'n klomp ander goed van die ekonomie. Maar meer van dit 'n politieke oogpunt af. Wat nou daar in gebeur is in die Midde-Ooste. Hier is nou baie verskillende groeperings in lande en groepe lande by betrokke. Soos byvoorbeeld mense kan praat van die Arabiese lande, jy kan praat van Iran, die Perse, of jy kan praat van die Israelies of die Amerikaners, maar 'n klomp ander lande word ook geraak. Soos byvoorbeeld die Russe word geraak op 'n of ander manier, die Chinese, en dan hierdie groepering wat bekend staan as BRICS word ook op 'n manier geraak. Miskien 'n paar idees. Wie sou jy sê is die wenners en die verloders in hierdie hele konflik? Wel kyk, ek dink op die oomblik is almal verloorders, want selfs jou BRICS-lande, as jy begin kyk na, wel eintlik Rusland wen op die oomblik 'n bietjie, want met die olieblokkade en die gasblokkades, die Amerikaners het nou byvoorbeeld in die week, ek dink gister of so, het hulle aangekondig dat hulle sanksies sal lig, dat lande soos Indië byvoorbeeld nou maar olie by Rusland kan koop, en dit beteken Rusland kry weer geld vir sy oorlog in die Oekraïne. Dit is waar, maar Rusland verlore bondgenoot op 'n manier. Op ten minste sy bondgenoot is verswak. Iran. Ja, sy bondgenoot is verswak, en kyk, ons weet beide Rusland en China is redelike goeie bondgenote gewees van Iran. Ja. Maar op die oomblik reageer hulle redelik versigtig. Beide Rusland en China het in die week probeer om 'n gesprek by die Veiligheidsraad te stop wat juis moes gaan oor Iran se kernprojek. Maar die probleem daar is nou, China byvoorbeeld het heelwat belegging en bande ook met die Emirate en met daai lande in die streek wat nou baie swaar getref word, want Iran, soos ons nou almal op ons televisieskerms en so aan kan sien, is besig om dit bombarderings so goed daar te doen, en is nie net in die Amerikaanse militêre basis. Net twee vrae verder, en dit gaan oor die groepering, kom ons noem dit nou maar breedweg, die Arabiese lande en hulle verhouding met Israel. Op 'n vreemde manier is die Israelies en Arabiese lande soort van aan dieselfde kant van die geveg. Hulle sit nou op dieselfde kant van die geveg, en dis die interessante ding, as jy gaan kyk na die vorige Golfoorlog, was die Amerikaners het baie beter verhoudinge, en die Israelies het baie beter verhoudinge met 'n klomp van daai golflande, as wat toe die geval was. En wat natuurlik glad nie verhoudinge op die oomblik help nie, is die feit dat Iran byvoorbeeld olie-infrastruktuur en selfs hoe kan mens sê, siviele infrastruktuur in van daai lande teiken. Net 'n laaste vraag daaroor, en dit gaan oor die BRICS-lande. Die BRICS-lande wat ons nou gedink het, hierdie vreeslike politieke en ekonomiese magsblok is, dis duidelik, hierdie is 'n boeldog sonder tande. Dit is, en almal staan so 'n bietjie terug, en is eintlik, jy weet, almal lewer kritiek. In Brasilië en Suid-Afrika het byvoorbeeld ook nou al 'n paar keer gesê, dit moet nou stop, en gesê ons is bereid om te medieer, nie dat ek dink ons is eerste in die lys om daarmee te probeer help nie, maar ja, BRICS beteken nie vir Iran vreeslik baie op die oomblik. Meer plaaslik. Die ambassadeur van Amerika het nou iets kwyt geraak daar so in Hermanus vanoggend. Dit is 'n Leo Bozell die derde, en nog 'n ander naam tussen in ook. Ja, einste. Ja, en wonder ek nou, dit lyk my hierdie krapperigheid tussen Suid-Afrika en Amerika kom maar nie tot 'n einde nie. Dit kom nie tot 'n einde nie, en dit het natuurlik nou nie gehelp dat hy eintlik ondiplomatieke opmerkings gemaak het deur die Suid-Afrikaanse regstelsel in twyfel te trek nie. Dit het hy nou al raak geboor by ons. Maar hy is natuurlik nie die enigste van die Amerikaanse ambassadeurs wat die diplomatieke finesse van die Trump-administrasie loop nie sterk nie, soos ons gereeld sien. Ja. Daar's byvoorbeeld die Charles Kushner wat die ambassadeur is in Frankryk, is ook in die moeilikheid. Daar die Franse regering is woedend nadat hy allerlei onsmaaklike aanmerkings gemaak het oor die linkses in Frankryk. Ja, jy het die woord finesse en Trump in dieselfde sin gebruik, en dit is nogal vreemd. Dit pas nie. Dit pas nie noodwendig nie. 'n Laaste vraag wat ek wil vra, en dit het te doen met arme Piet en Mel. Hulle sit in die tronk, klink dit vir my. Ja, ek moet vir jou sê, daar mense sou dink dat skelm pierewaier Suid-Afrikaners behoort al te besef dat jy in Florida jou rieme gaan styfloop. Vra maar vir Andrei Stander in 84 toe hy daar gevang is, maar ja, hulle is met groot vanvare weg uit die land uit. Hulle het vreeslike nare goed oor die land te sê gehad ook toe hulle daar aangekom het. En hulle is nou gevang dat hulle basies vir winkeldiefstal van Italiaanse vonkelwyn, Prosecco en mineraalwater, en ek moet sê die foto's wat die polisie daar uitstuur, herinner nie aan hulle glans daar in die nou mugshot. Daai mugshot. Nie een van ons lyk goed op 'n mugshot nie. Dankie dat jy weer 'n keer by ons het gemaak.